Baie hartlik welkom, ek is so bly, ons is weer by mekaar en dit op hierdie baie spesiale dag in die Christelike geskiedenis. Paasfees. Wat gebeur op Paasondag? Paasondag is die groot oorwinningsdag. Jesus het uit die dood opgestaan, hy leef. So dis die boodskap van Paasondag. En dit is wonderlik om te hoor dat daar baie mense is in gemeentes wat vroegoggend opstaan, wag hulle vir die son tot die son opkom, en dan skree hulle uit, hy leef, hy leef. Ja, hy het waarlik opgestaan, hy leef. So, dit is die wonder van Paasondag, wat ons saam kan vier en saam kan terugdink aan daardie wonderlike ervaring wat ons deel aan gekry het deur die geskiedenis wat vir ons vertel van die hartseer van die disippels, van hoe hulle saam moedeloos was, tou opgegooi het, hulle leier is dood, en dan Jesus wat uit die graf opstaan, en hulle lewens wat totaal en al verander. En dis waaroor ons by hierdie geleentheid wil praat. Ek wil vir jou uitnooi, as jy ons wil kontak, 079-195-1586, is 'n WhatsApp nommer waar jy vir ons 'n boodskapie kan stuur. Jy kan ons ook volg op sosiale media. Ons is op X en ons is op Facebook en ook op Instagram en op YouTube. Al die boodskappe is op YouTube. So gaan kyk gerus en as jy enige mis het, kan jy dit daar kry. As jy iets vir iemand wil aanstuur, 'n boodskap, gaan jy dit daar kry. Ons dank die Here vir 'n groot groep mense wat ook vir ons volg op YouTube. En mag die Here ook hierdie besonderse dag vir jou dit baie spesiaal maak. En as niemand nog vir jou dit gesê het nie, sê ek nou vir jou, geseënde Paasfees. So as ons gaan kyk na die Bybel, dan sal ons sien dat daardie Paasondagoggend het vrouens, 'n groep van hulle, ontdek dat Jesus leef. Hulle was die eerstes by die graf. Ja, hulle het, miskien glad nie as daai nag kon slaap nie, want hulle is gebroke. Hulle was heeltyd by Jesus se kruisiging. Hulle het gesien hoe hy sterf, hoe hulle hom toevou daar en in die graf sit. En nou het hulle gegaan en hulle het balsem en wonderlike speserye en gaan koop om sy lijk te balsem en om mooi toe te draai en sy lijk mooi te versorg en uit te lê, soos die mense sê. En nou stap hulle en hulle het een groot bekommernis. Hulle is baie bekommerd, want hoe gaan hulle daai grafsteen wat hierdie spilonk, hierdie kamer wat in die rots uitgekap is met 'n klipbed as dit ware, hoe gaan hulle nou wat hierdie groot klip uit die pad kry, is omtrent 2 ton wat die ding weeg, en hy is verseël, en daar's 16 soldate wat hierdie graf oppas, want jy sien, hulle is so bang. Daar was 'n voorspelling gewees wat, lyk vir my, die vyande van Jesus meer geglo het as wat die vriende van Jesus geglo het. Want die disippels het moedeloos geraak, hulle het tou opgegooi, hulle het gevoel als is te vergeefs. Petrus wou weer self teruggaan na die viswaters toe. Maar die vyande, die skrifgeleerdes wat geglo het hulle doen wat God wil hê en wat vir Jesus gekruisig het en gedink het hulle is binne God se wil, het hierdie Sanhedrin-lede het gesê, maar hy het voorspel, hy gaan op die 3de dag opstaan uit die dood uit, julle moet daai graf oppas, want dit gaan nie gebeur nie, maar sy disippels gaan kom, en hulle gaan hom steel, en dan gaan hom vir die wêreld sê, hy het opgestaan uit die dood, en dan gaan niemand hom kan sien nie, want hulle het hom dan sy lijk verwyder, en ernstig gaan wegsteek, dat niemand dit ooit sal kry nie. Hulle kom daar, hierdie vrouens, hulle sien, die graf is oop, die steen lê daar een kant. Hulle sien hierdie grafsteen is weg. En die soldate het met daai aardbewing en daai skudding en toe God as dit ware net hierdie graf oopgebreek het hulle op die grond neergeval, het hulle daar op die grond verneder. Hulle het verskrik gewees, hulle het geweet, nou is die graf oop.
Hulle moes hom oppas. Hulle het dit nie gekeer nie. Miskien van hulle aan die slaap geraak. En die uiteinde hiervan is hulle weet, hulle gaan met die dood gestraf word hieroor. Wat 'n angs en wat 'n vrees is daar nie in hulle harte gewees nie. Wat 'n benoudheid. Maar hierdie vrouens kom en hulle is hartseer. Hulle glo hy's dood. Hulle het gesien, hulle haal hom van die kruis af. Hulle lê hom in hierdie graf. Maar nou is die graf oop. Maar luister 'n bietjie wat het gebeur. Ek lees vir jou Markus 16 vanaf vers 1. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam van Jesus daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre, baie vroeg, onthou die Sabbat was die Saterdag, en toe die son opkom, toe is dit die nuwe dag, toe is dit die eerste dag van die week, die Sondagmôre, baie vroeg, kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan. Baie groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek na Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê nou vir sy disippels, en in besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Wat 'n wonderlike ervaring het hierdie vrouens nie. Hulle kom agter, dis waar wat die profesie gesê het. Op die 3de dag het Jesus gesê, sal hy opstaan uit die dood. Hy's nie hier nie. Sy lijk is nie daar nie. Ons lees in ander evangelies hoe dat hierdie doek waarin hulle hom toe netjies opgevou was, hoe die kopgedeelte ook, die kopdoek netjies opgerol was aan een kant. Hy's nie geroof nie, hier's nie chaos nie, hier het 'n wonderwerk gebeur, die krag van God het vir Jesus uit die dood opgewek, en die grafsteen het weggeskit, en soldate het in mekaar gesak op die grond in vrees en angs. Want die wonder het gebeur, die dood is oorwin. Daar is lewe na die dood. Jesus is vir ons die eersteling uit die dood. Wat 'n wonderlike getuienis wat hierdie mense almal beleef het. Hy het opgestaan. En dan lees ons lees omtrent 12 maal hierna in hierdie tydjie, tot met Jesus se hemelvaart, lees ons van 12 geleenthede waar Jesus lewend verskyn het. Aan Maria Magdalena, kort daarna, twee ouens wat op pad was daar na Emmaus toe, van Jerusalem af, moedeloos, hartseer gebroke oor Jesus wat nou doodgemaak is, en hulle het so geglo en gehoop dat hy die Messias is, en dat hy vir hulle die verlosser gaan wees. En dan skielik sien hulle Jesus is by hulle, en Jesus maak hulle oë oop, en hulle begin die skrif verstaan, hoe dat God beloof het, dat hy die dood sal oorwin, en soos Jona 3 dae in die buik van die vis was, so sal die seun van die mens ook in die graf wees, maar dan sal hy opstaan en hy sal lewe. Wat 'n wonderlike getuienis van hierdie Emmausgangers wat terug hardloop. Hulle kan nie wag om nou vir die disippels te gaan sê nie. En dan het Jesus verskyn, ons het sien aan die vroue, Maria Magdalena, hy het verskyn ook aan verskillende mense, aan die disippels, 'n keer sonder Thomas, wat hy nie by was nie, en waar hulle toe na het hom sê, Jesus het aan ons verskyn, hy leef. Ja, sê Thomas, nie vir my vertel nie, ek sal nooit glo nie, ek sal nie glo voordat ek my vingers in sy wonde steek nie. En dan 'n volgende verskyning weer op die eerste dag van die week, Petrus en al die ander disippels is daar saam, en Thomas ook. En dan staan Jesus tussen hulle en hy sê, kom hier Thomas, bring jou vinger, ek kom steek dit in my wonde, en moenie meer ongelowig wees nie.
glo dat wat die woord sê, wat God se plan is, dat daar lewe is na die dood, dat ek leef, dat my koninkryk nie vernietig is nie, dat ek voortgaan en dat ek gaan lewe om die koninkryk uit te brei in hierdie wêreld van Jerusalem af tot aan die uiteindes van die aarde. Hoe hy verskyn het, ook spesiaal aan Petrus, hoe hy later verskyn het aan Paulus op die Damaskuspad. Kan jy sien, hierdie wonder wat gebeur het, dat Jesus op Paasondag vereer word as die lewende God. Luister 'n bietjie wat sê 1 Korinte 15 van vers 3. Waar Paulus nou oor hierdie geskiedenis skrywe en oor hierdie ingrypende ervaring van Paasondag. Christus het vir ons sondes gesterf. Dit is nou 'n goeie Vrydag se geleentheid. Christus het vir ons sondes gesterf. Volgens die skrifte, soos die Bybel voorspel het. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek. Volgens die skrifte. Hy het aan Sefas, Petrus, verskyn. Daarna aan die 12. En daarna aan meer as 500 broers tegelyk. Van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Dan het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels, heel laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Jesus het ook aan Paulus verskyn, sê hy. Maar 'n aangrypende getuienis is dat hy sê hy het aan 500 broers gelyk verskyn. Nou, party verklaarders sê dit was dalk met sy hemelvaart, dat meer as 500 mense daar saam was en hulle gesien het dat hy leef, met hulle gepraat het en dat hulle gesien het dat hy toe die heerlikheid van die hemele binne gegaan het. Nou, die 500 sê hy leef die meeste nog van. As julle dink, sê Paulus, dat ek nou vir julle iets vertel wat nie die waarheid is, jy gaan vra hulle. Hulle leef toch allemaal, hulle het dit beleef. Hulle sal vir jou sê, is die waarheid. As jy nie die disippels wil vra nie, en die ander persone van Emmaus en Maria Magdalena wil glo nie, en die vroue wil glo nie, gaan vra hierdie ander broers. Daar's meer as 500 wat die dag dit gesien het en beleef het. Gaan vra vir die meeste van hulle leef nog. Jy kan met hulle gaan praat, en jy kan uitvind oor die waarheid wat die skrifte voorspel het, dat Jesus uit die dood gaan opstaan en dat hy lewe. Weet jy wat is die aangrypende van hierdie verhaal en hierdie gebeure? Die aangrypende hiervan is dat die opstanding van Jesus het alles verander. Alles het verander. Ek kan byvoorbeeld sê, as jy nou dink aan die disippels se lewe, hulle was gebroke. Hulle kom by mekaar, hulle is stikkend en seer en Thomas wil nie eers meer daar wees nie, hy wil niks meer met hierdie godsdienst te doen hê nie. En dan verskyn Jesus aan hulle. En die opstanding en die verskyning van Jesus verander hulle almal se lewe so dramaties. Kan jy jou indink dat as daar in die begin, as hulle oor Jesus se kruisiging wou praat, het hulle mekaar stil gemaak. Wil jy dit hoor nie? Wil nie weer daaraan dink nie. Dis verskriklik. En dan begin hulle huil. Daar staan ook, gaan sê vir die disippels, wat besig is om te treur, en wat hartseer is, en wat gebroke is. Hierdie selfde disippels het hierna begin nagmaal vier met blydskap. Hulle kan nie genoeg praat oor die dood en die opstanding van Jesus nie. Hulle getuig van Jesus wat lewe, wat sondes vergewe. Hoe wonderlik is dit nie? Ja, die opstanding verander alles. Die nagmaal wat hartseer sou wees, want dit herdenk die dood van Jesus, is nou 'n vreugdevolle fees, waar hulle brood en wyn en sap gebruik het, om blydskap te vier, oor wat Jesus vir hulle gedoen het, en wat hy vir hulle persoonlik gedoen het, en wat hulle ervaar het. Hy leef. Ja, ek weet hy leef, want hy leef hier in my. Geliefdes, as jy gaan dink net hoe dat hulle nou op die eerste dag van die week wat hy aan hulle verskyn het elke keer op die Sondag, hoe dat hulle nou nie meer die Sabbatdag vier nie, maar nou het hulle begin saamkom
soos in daai tyd wat Jesus aan mekaar op die eerste dag van die week aan hulle verskyn, het hulle nou, in plaas van op die Saterdag, het hulle nou op die Sondag by mekaar gekom. Ja, want Jesus het ook gesê, die Saterdag is doodgemaak deur al die wette en die reëls en die regulasies van julle moet dit, julle mag nie dat nie. En hy sê, Jesus het gekom om ons in 'n blye verhouding te lewe. Hy het aan ons verskyn, hy het ons swaar weggeneem, hy het ons las gedra, hy het ons vrede kon gee, hy het vir ons blydskap kon gee, hy het in ons kom woon, hy is 'n werklikheid, hy leef, ek het 'n verhouding met hom. Daarom was die eerste dag van die week se samekoms vir hulle so belangrik, dat hulle daar saamkom en vir mekaar ondersteun en gebid het en die woord geleer het, die woord na begin neerskryf het, begin getuig het en vir ander vertel het van hierdie goeie nuus van Jerusalem af. 3000 mense wat tot bekering kom, 5000 daarna, ontelbaar, Judea, Samaria, die uiteindes van die aarde. Hier het 'n wonder gebeur, die opstanding van Jesus het alles verander. Alles verander. Nagmaal met vreugde. Sondag met blydskap. En 'n lewe na ontmoeting met Jesus, die opgestane Here, van soveel seën. As jy nou gaan kyk bietjie na wat die Bybel vir ons leer, oor hoe Petrus se lewe verander het. As jy sien hoe dat hy na Jesus aan hom verskyn het, daar spesiaal daar by die meer waar hy weer teruggeval het en teruggegaan na sy ou bedryf en weer begin visvang het, en hy niks gekry het nie. En Jesus daar by hom staan en met hom praat, vir hom vra, Petrus, het jy my lief? Het jy my regtig lief? Gaan wys my jou liefde deur te sorg vir my skape. Hoe het Petrus se lewe nie toe verander nie? Hy het sy lewe gegee vir God en vir die koninkryk. Hy daarna is hy in die gevangenis gegooi, is hy vervolg, het hy soveel teekande gehad. Op die ou end het Nero gesê, in Rome, kap daai man se kop af. Petrus het sê, ek sal nie vir Jesus weer verloon nie. Ek sal nie sê iets teen Jesus nie. Ek weet hy leef. Ek weet as julle kan my niks doen, as julle my kop afkap, leef ek vir ewig in die heerlikheid by God. Om te sterwe is my wins. Dan gaan ek ook opstaan soos Jesus in 'n ewige lewe. Die opstanding van Jesus het totale verandering in Petrus se lewe gebring. Paulus is ook daar in Rome ook onthoof. Sy lewe was een van vervolging van die Christene. Haat en woede, daar staan, hy het moord geblaas soos 'n woedende dier. En die gevangenis was vol gewees van Christene wat hy vervolg het. En op Damaskuspad staan Jesus voor hom, die opgestane lewende Christus. En Paulus sê hele lewe verander net so. Van toe af wil hy vir almal van Jesus vertel. Wil hy hulle help om tot bekering en vergifnis van sonde te kom. Hy reis die hele wêreld vol. Hy ontbeer hoeveel dinge, hy kry swaar, hy kry vervolging, hy kry teekanting, maar hy hou nie op om te getuig van Jesus, want hy weet, hy leef. Ek is nie besig met 'n valse storie, met 'n verhaaltjie, met 'n filosofie nie. Ek het 'n verhouding met die lewende Christus. Sy gees woon in my, en hy praat deur my, hy stuur my, hy gebruik my. Ek sien hoe mense bevry word van die bose. Ek sien hoe hulle sonde vergewe word en hulle gesond word, hoe hulle lewens verander en hoe hulle begin getuies word. Wat 'n fantastiese getuienis is dit nie, dat ek en jy ook kan weet. Die opgestane Christus gaan ons verander. Die opgestane Christus het elkeen van daai disippels se lewens verander. Hierdie twyfel, Thomas, wat gesê het, ek sal nooit glo. Dit is verby. Moenie nou vir my iets weer kom vertel van Jesus nie. Hy het 'n sendeling geword in Indië. En hy het geweier om sy geloof te verloon. En hy het ter wille van Jesus, het hy gesterf as 'n getuie vir Jesus. Hulle het hom met spiese doodgesteek, daai inboorlinge. Maar hy het aanhou verkondig dat Jesus lewe. In Ethiopië is Matteus doodgemaak, ter wille van sy getuienis dat Jesus leef.
Hulle het nie as martelare sterf hulle, maar hulle het nie ernstig gesê, ag, nou ja, dit was, kom ons los dit nou, maar dis nie waar nie. Hulle het geweet, dis die waarheid. Hulle het hulle lewe gegee vir Jesus, want hy leef in hulle. Dit is die wonderlike verhaal wat jy maar kan gaan kyk, elkeen van daai disippels, hoe dat hulle vir Christus ontwil, gesterf het, getuig tot die dood, gehoorsaam tot die dood, oortuig van Christus se vergifnis, wat hulle vir die wêreld moet gaan vertel, en hulle is nie meer skaam om dit te doen nie. Hulle sterf as martelare ter wille van Christus. Nou wil ek vir jou vra, het die opstanding van Jesus al vir jou verander? Wat 'n verandering het gekom deur Jesus in jou lewe? Het hy regtig al iets verander in jou lewe? Het jy ook 'n before en after? Het jy ook voor die kruis en na die kruis? Hoe jy vroeër was en hoe jy nou is? Vandat Christus in jou lewe ingekom het en die opgestane Here jou lewe kom verander het, weet jy dat hy dit gedoen het? Weet jy hoe jy was? Weet jy dat hy jou verander het? Weet jy dat jy sy kind geword het? Kan ek vir jou lees oor die opgestane Jesus in hierdie oomblikke daar by jou? Luister wat staan hier in Openbaring 3 vers 20. Jesus sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Hoor jy? Jesus leef. Verkondig aan jou die lewende opgestane Christus. Dis waaroor Paas Sondag gaan. Wat het Jesus al in jou lewe kom verander? Wel, ek kan net vir jou nou verseker, hy sê, hy staan nou by die deur en hy klop. Hy wil in jou lewe inkom. Hy sê, ek staan by die deur en klop. Hy sal nie inbreek nie, jy het 'n vrye wil, jy kan kies om vir Jesus nog langer uit te hou en buite te hou en met sonde aan te gaan, en nie te breek met verkeerde dinge en verkeerde verhoudinge, en nie jou oneerlikheid bely en reg te maak nie. Jy kan aangaan, jy het 'n vrye wil. Maar jy weet een ding, en dis dat Jesus vir jou gesê het, ek het jou lief, ek het vir jou sonde gesterf, en ek kom klop aan jou hart, want ek wil jou reinig, ek wil in jou kom woon, ek wil jou lewe verander, ek wil jou gebruik, ek wil Saulus 'n Paulus maak, 'n vervolger van die kerk, nou 'n getuie vir Christus. Petrus 'n bangbroek, nou Petrus die leier van die kerk in die Nuwe Testament. Ek kan jou verander. Maar dan moet ek die beheer kry in jou lewe. Dan moet jy oopmaak en oorgee. En ek beloof jou, as jy my stem hoor en oopmaak, sal ek inkom. En weet jy wat beloof hy nog? In 1 Johannes 1 vers 9 sê hy, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dis wat Jesus wil doen. As jy bely beteken, praat nie meer goed nie, ek erken die sonde, ek sê van sonde wat God daarvan sê, en ek breek daarmee. Ek draai my rug daarop. Ek wil dit nie meer hê nie. Here, ek bely dit, dit is sondig, dit is verkeerd, ek wil dit nie hê nie. Kom, vat dit weg. En kom woon in my en help my om nou nie weer sonde te doen nie en om vir u te lewe en die plan wat u met my lewe het, dat ek dit sal volbring. Ja, en 'n belofte van die Here wat sê, as jy bely, maak nie saak wat dit was nie. Moenie dat die vyand vir jou sê, jou sonde is te groot, jy sal nie regtig daarvan kan loskom nie. Here sal jou nie regtig vergewe nie, jy sal nog eendag weer hiervoor boet. Nee, Jesus het vir jou aan die kruis geboet. Hy het jou straf op hom geneem. Hy wil jou vergewe. Hy wil jou skoon maak. Hy wil jou straf op hom neem. Hy het vir jou betaal. Maar hy het ook opgestaan uit die dood en hy leef. En nou wil hy in jou lewe. En hy wil deur jou lewe, hy wil nou uitreik na jou kinders, na jou man, na jou vrou, na jou kollegas, na jou vriende, familie, na mense rondom jou, vreemdeling wat oor jou pad gaan kom. Hy wil hulle vertel van hierdie goeie nuus en jy alleen kan dit doen.
Jy kan sy mondstuk wees. Wil jy nie vir die Here sê, Here, hier is ek. Kom vul my met u Gees. Kom neem beheer van my lewe. Kom leef in my, u die lewende Christus. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat u uit die dood opgestaan het en dat u leef, dat u die sonde oorwin het, die dood oorwin het, die Satan en al sy magte oorwin het en dat u nou ook inkom, want ek maak my hart se deur en my lewe vir u oop, kom in Here Jesus, ek hoor u lankal klop en ek dank u dat u sê as ek oopmaak sal u inkom. En daarom wil ek vir u sê, dankie Jesus dat u nie meer buite staan nie, maar dat u nou in my is. Heilige Gees, vul my lewe, beheer my van nou af en laat die wêreld sien dat u leef. Ja, want u leef in my.